wil vanoggend begin met 'n vers in Esegiel 33 vers 1 tot vers 7. Hier is 'n inleiding en hierdie hele boodskap van vanoggend is 'n inleiding vir die volgende paar weke wat ons gaan praat oor. Nou die tema is en ek het ek dink laas week 2 weke terug dink ek 'n preek oor van we are at war. Ons is in 'n geestelike oorlog. Nou broers en susters, hier is nie ietsie niets nie. Hier is niets waar ons praat nou nie. En in Esegiel 33 staan daar die volgende: die woord van die Here het tot my gekom. Mens, praat met die mense van jou volk en sê vir hulle, wanneer ek oorlog oor 'n land bring en die mense van die land vat een van hulle en stel hulle om as wag aan. En hy sien die vyand aankom en blaas die ramshoring en waarsku sy mense en hulle hoor die ramshoring maar slaan nie ag op die waarskuwing nie, dan is hulle verantwoordelik vir hulle eie dood. Hulle het die ramshoring gehoor, maar nie op die waarskuwing ag geslaan nie. Hulle is self verantwoordelik vir hulle dood, want die bloed is op hulle hande. Dit is net die wat op die waarskuwing ag slaan wat hulle lewens sal red. Maar wanneer die vyand sien aankom en nie die ramshoring blaas sodat die mense gewaarsku word nie, en die vyand kom en maak party van die land se mense dood, dan sterf die mense wel deur hulle eie sonde, maar ek sal van die wagter op die muur, rekenskap eis vir hulle dood. Mens, ek het jou die wag vir Israel gemaak. Wanneer jy by my die opdrag ontvang, moet jy hulle namens my waarsku. Broers en susters, ek wil vanoggend waarsku. Ek wil die ramshoring blaas in die gees en ons waarsku, die vyand is hier. Die vyand is nie ver nie. Al vir jare al is die vyand, nog nie een oomblik in die mense geskiedenis was die vyand afwesig nie. Nou gou vinnig, ek is nie hier vanoggend om die vyand enige mag of enige prys te gee nie, maar vir ons waarsku as mens dat die vyand is hier. Ek weet nie of wie van u het gesien het die wet wat die CRL wil inbring rakende kerke nie. Die regering wil 'n wet inbring dat die kerke, die kerke en die religious groep mense in Suid-Afrika almal ondersteun is, met ander woorde onder die staat is en jy mag net preek wat die staat wil hê jy moet preek. Ander woorde, jy as 'n geestelike leier gaan 'n affiliasiefooi betaal vir die regering en die regering gaan vir ons sê wat ons mag preek en nie mag preek nie. En waar ons mag kerk hou en waar ons nie mag kerk hou nie. So selfgroepe, as hierdie wet inkom is selfgroepe weg. As hierdie wet inkom is manne bidure weg. As hierdie wet inkom mag jy nie saamkom in jou huis en praat, want as jy uitgevang word kan jy of boete kry of jy kan tronk toe gaan. So ons gaan dan sê hulle, right, hierdie sonnaandoggend praat almal oor inklusiwiteit. Dan mag jy niks anders te preek as om te praat oor inklusiwiteit nie. Dat almal kinders van die Here is nie. Nou as ek en jy dink dat hierdie raak ons nie, is jy deceived. As jy vir een oomblik dink dat hier is nie 'n aanval op die boodskap op die evangelie van Christus Jesus nie, is jy verkeerd. As ons agteroor sit en dink, ag man, hierdie wet sal nie in werking kom nie, want hoe gaan dit realiseer, is jy deceived, want net gebed kan maak dat hierdie ding stop. Net die oorlog wat ons voer kan maak dat hierdie ding stop. So as ons dink en op beweer, maar hierdie raak my nie, Gods water oor Gods akker, dan is ons deceived as kinders van die lewende God. Nou ek verstaan, God se woord sal altyd seëvier. My vraag is, ek dink ons het, ek dink ons het gemaklik geraak as Suid-Afrikaners, omdat ons nie onderdruk is in ons geloof nie. Ek dink daar's iets kragtigs om te kan bedien in vryheid, 100%. Maar ek dink ons verloor ietsie in die erns van geloof, omdat ons nie gedreig word met 'n AK-47 nie. Omdat ons nie gedryf of gedryf word met 'n panga nie. En ek dink dit is soos ek sê, en asseblief, ek sê nie ons almal moet nou in persecution gaan nie, maar ek dink ons verloor iets van die waarde van die evangelie. Die evangelie eintlik, as jy kyk na God se woord, it's worth dying for. So is ons bereid om te sê, as die regering sê, luister, ons praat oor die, om te sê, nou huis, die woord sê, die Heilige Gees, ons praat oor die, is ons bereid om tronk te gaan vir die evangelie, of gaan ons maar net saam met die wette gaan?
En die Bybel sê dat ons moet gehoorsaam wees aan ons landswette, maar nie as dit kom teen God se woord nie. Nie as dit dinge afforceer wat God se woord nie van ons vra. Nou hierdie is een ding van die oorlog, en dit is nie die hoofpunt nie. Ek wil dit net noem vir ons as Suid-Afrikaners, moet ons bid vir ons land. Maar wat praat oor die vyand is besig om te verinnerveer en te verniel en te vernietig. So ek wil vir ons as gemeente wil ek kom waarsku en die bassein blaas vir ons en vra dat die manne weer die wagters op die muur sal wees vir jou huis en kyk wanneer die vyand kom, want dat sodat jy kan die bassein blaas, dat jou familie dit kan hoor en ag gee op hierdie aanval. Want die Bybel sê, as ons die bassein blaas en die mense gee nie ag op dit nie, is hulle bloed nie op jou hande nie. Maar as jy sien aankom en jy waarsku nie, is die bloed van die mense op die wagters se hande. So ek wil vanoggend wil ek kom waarsku julle, ons is in 'n geestelike oorlog. En ek wil die vraag vra julle, en dit is 'n bekende skrif, en ons leer hierdie al in kinderkerk van die wapenrusting. En ons gaan in die volgende paar weke gaan ons praat oor die wapenrusting van God die Vader. En nou sê Frans van Jessie, kan jy nie 'n bietjie oor iets anders te praat, die wapenrusting? Ek ken dit. Okay, dan wil ek jou vra, het jy jou wapenrusting nou aan? Is jy gereed? Wie van ons in hierdie week het tot die besef gekom, maar ek is in 'n geestelike oorlog? Of lewe ons so nonchalant dat wanneer die bomme begin val, dan besef ons, o Jette, ek het my wapenrusting gaan aantrek. As jy die pyle sien kom en die pyle begin tref, begin jou kinders tref, begin jou tref, dan skrik ons amper eers wakker en sê, oh nou, hier is ons moeilikheid nou. So as ons die wapenrusting ken, soveel jare hoor, vandat ons klein is, wil ek vir jou vra vanoggend, is jou wapenrusting aan? Is jy gereed om te veg? Is jou skild reg? Is jou hand, jou arm in jou skild? En is die leerstraf vas? Is jou swaard skerp? Of het hy stomp geword en hy het stof opgegaar en hy's in sy sheath daar bo in die kas, want jy het 'n bietjie 'n aftyd. Broers en susters, ons as kind van God het nie aftye nie. Want die vyand, en weer eens, ek wil nie ontprys nie, maar die een ding wat die vyand nie is, die vyand is nie lui nie. Die Bybel sê, die vyand die bronse brullende leeu op soek na mense om te verslind. Hy is konstant besig om te soek. Hy wil jou verslind. Efesiërs 6 vers 10, so ons gaan vir die volgende paar weke gaan ons in Efesiërs 6 wees, vers 10, en gaan ons praat oor die wapenrusting, maar vanoggend is net 'n inleiding om ons te laat, en hoor my hart, om te laat wakker word, te sê, but we are at war. Ons is, jy en ek is in 'n geestelike oorlog, en as jy dink en ek dink dat hierdie geestelike oorlog raak met die godswater oor Gods akker, gaan die vyand inkom sonder dat jy bewus is dat hy in jou huis is. Hoeveel keer hoor ons dat mense sê die vyand is los vir huis, maar wil ek vir jou sê, gaan bind die vyand aan. Jy besit autoriteit, manne gaan bind die vyand in jou huis. Ons het ruk te praat ons oor gebed, en ek het die manne gevra, wanneer laas het jy jou vrou gesalf en jou kinders gesalf? Wanneer het jy gegaan en die ingang en die uitgang van jou huis gesalf? Maar Frans, ek het nie salfolie nie, ek gaan gebruik botter. Salf jou huis. So sê, hoor baie keer sê, maar die duiwel is los van my huis, maar jy besit die autoriteit in die bloed van Jesus Christus om die vyand te bind in jou huis. Die vyand het nie reg in jou huis nie, die vyand het net soveel reg dat jy hom toelaat in jou huis. Die vyand het net soveel beheer in jou lewe en in jou gesin, sodat jy hom toelaat om beheer te hê in jou gesin en in jou familie. So wanneer gaan ons op die punt kom dat ons wakker word en besef, this is war, hier is oorlog. Efesiërs 6 vers 10 tot vers 13 sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here, omdat daai woord nie eintlik is, en nou word dit uitkom. Eintlik, en in Engels sê, finally, my brothers. Hy sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis vir hierdie eeu, teen die bose gees in die lig. So met ander woorde, Paulus kom sê, daar's rangorde in die vyand se kamp ook. En gaan kyk 'n bietjie na Jan Swiegelaar se goeters, daar's rangordes van die demone, daar's range, en hy kom praat hierso van die worstelstryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Daarso is range wanneer dit kom by die demoniese goed. Teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil.
nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Nou wanneer ons kyk na Paulus se briewe na die gemeente van Efese, die eerste 3 hoofstukke kom praat oor die evangelie. Hy kom praat oor Christus Jesus en hy kom bid, hy sê, Here, ek bid dat julle oë kan kom oopmaak dat hulle sien, kom gee vir hulle verligte oor dat hulle kan sien. En dan hierso van hoofstuk 4 af tot by hoofstuk 6 vers 9, praat hy oor jou geloof in die praktyk. En hy praat oor hoe die huwelik veronderstel is om te wees. En hy praat oor hoofstuk 4, praat hy oor die eenheid wat ons moet vorm as kinders van die lewende God. Dat ons is saam in hierdie ding, ons is nie apart nie. En ons weet Paulus praat ook baie oor in Korintiërs, praat hy oor die liggaam van Jesus Christus. Hy praat in Romeine daarvan. En dit is Paulus se bediening om te sê, julle, ons is deel van die liggaam van Jesus Christus, ons kan dit nie alleen doen. So hy praat oor ons geloof in die praktyk. En dan kom hy hierso in hoofstuk 6 vers 10 en hy sê, eintlik broeders. So in ander woorde, Paulus kom vat alles saam en hy sê, eintlik julle moet julle ook staande bly. Eintlik moet julle staande bly in die krag van die Heilige Gees. Eintlik moet julle staande bly. Julle moet weerstand en eintlik moet julle besef hierdie is 'n geestelike oorlog. Want baie keer kry ons die evangelie en is mooi en ons is, Here, dankie dat jy my los kom koop het. En ons begin dit toe te pas in die praktyk. Ons begin dit toe te pas in my gesin. Ons begin dit toe te pas in my werksplek. En ons pas dit toe op al die plekke, maar die ene wat ons nie doen, ons is nie waaksaam nie. Ons veg nie. Want ons dink God veg vir ons, 100% die Here veg vir ons, maar ons ook kere wat die Here vir jou vra om te gaan veg. So baie keer kan ons net agteroor sit en sê, Here, gelukkig is ek gered, gelukkig is ek fine, gelukkig is ek okay met hierdie, so ek gaan nou maar net bietjie agteroor sit en nie veg nie. Die oomblik as jy nie veg nie, kom die vyand in. Die Bybel praat oor ons worstelstryd en ek net besef ek hou van oorlog, flieks. Nou ek love dit. Dit is vir my ek love dit. Nou hierdie is 'n bietjie gory seker, maar het julle al Saving Private Ryan gekyk? Daar's 'n stuk wat die Amerikaner met die Duitse man worstel met die mes. Dit is baie gory, sorry. Dis 'n worstelstryd waar die Amerikaanse man en die German druk die mes in sy bors in. Dis die worstelstryd waarvan God se woord praat. Hier is nie 'n mooi worstelstryd. 'n Oorlog is nie 'n mooi ding nie. Dis hoekom Paulus hierdie vergelyk en sê, ons is 'n geestelike oorlog. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. En dis wat die vyand wil kom doen. Die vyand wil net kom, en ek gaan nou lees in Johannes 10:10, kom net om te steel, slag en te verwoes. 'n Worstelstryd is nie 'n mooi ding nie. 'n Worstelstryd is 'n aggressiewe ding van twee partye wat wil wen, wat wil die oorhand kry. Dit is belangrik om te weet dat ons het 'n worstelstryd en ek wil eintlik vir jou vra, gaan doen 'n bietjie huiswerk en gaan lees deur Efesiërs van Efesiërs 1 tot vers 6, hoofstuk 6. Dis nie baie nie. Al klink dit baie, maar gaan lees 'n bietjie deur dit en dan besef jy maar, wow, hierdie is my lewe. Eerstens is die evangelie, tweedens is ek moet dit toepas in my lewe, derdens ek moet waaksaam wees, want selfs Petrus sê, wees nugter, wees wakker, wees waaksaam. Want jou vyand, die teestander, hulle bron soos 'n brullende leeu. So Paulus kom en hy sê, finally, eintlik antwoord hy en hy praat en hy sê, maar hierdie is belangrik, hierdie is 'n belangrike ding. Ons moet waaksaam wees. Ons moet veg. En die een probleem wanneer ons, of ek dink die een probleem is, ons besef nie altyd ons is in 'n geestelike oorlog nie. Want weer eens wat ek in die begin gevra het, wie van ons het in hierdie week wat verby is, een keer gedink, ek is in 'n geestelike oorlog. En jy hardloop in jou binnekamer in en jy bid vir jou vrou en jou kinders, of vir jou man en vir jou kinders, of vir jouself, of vir jou werk, of vir jou beroep, of vir jou besigheid. Wie van ons in hierdie week besef, maar daar is 'n oorlog wat aan die gang is, en dit is nie fisies nie, dit is fisies ook, ja, maar dit is 'n geestelike oorlog binne my, veg ek, en selfs Paulus, hy sê, die ding wat ek wil doen, dit doen ek, en die ding wat ek nie wil doen, dit doen ek. Daar's konstant hierdie geveg tussen ons gees en tussen ons vlees, tussen dit wat God vir ons sê en tussen dit wat die vyand in ons oor fluister. Daar's ons twee, in konteks, daar's twee tipe radiostasies wat broadcast na jou lewe toe. Die vyand en Jesus Christus. Aan wie gee jy ag? So hoe maklik is dit vir die vyand om ons aan te val as ek nie besef ek is in 'n geestelike oorlog nie? Of as ek dit nie glo, ek is in 'n geestelike oorlog nie. Die ander probleem wat ons keer om te veg, is ek dink, ons dink ons is nie bekwaam nie.
Ons dink ek is nie bekwam genoeg, ek het nie gestudeer nie, ek het nie geswat nie, ek het nie gaan teologie swat of enigiets nie. So ons dink ons is nie bekwam om die swaard te vat en te gaan veg nie. Of om die wapenrusting aan te trek. Ons dink ek is nie bekwam genoeg. En daarom gaan ek na iemand anders, ek wil na die pastoor toe gaan, ek wil na 'n beraader toe gaan en 100% ons is daar om te help, 100%. En ons kan hulp aanbied, maar ons kan nie die probleem oplos nie. Net Jesus Christus kan. So ek wil vir jou sê broer, jy's bekwam, jy het nie 'n pastoor nodig nie. Maar asseblief moenie nou Sondag nie kerk toe kom nie. Jy het nie 'n pastoor nodig nie. Want die pastoor is nie die een wat jou red nie, die bloed van Jesus Christus is. Jy kan kom gesels, jy kan kom vir raad vra en bid en al die goed en dit is goed so. Jy mag na beraader toe gaan, jy mag na iemand toe gaan vir hulp en vir raad. Jy mag. Maar broers en susters, jy's nie waardeloos nie. Want die krag en die bloed van Jesus Christus in jou maak jou bekwam om te sê, get behind me Satan. Jy hoort nie in my huis nie. Jy hoort nie in my werk nie, jy hoort nie in my familie nie, jy hoort nie in die skool nie, jy hoort nie in die dorp nie. Jy's bekwam want die bloed van Jesus Christus maak jou bekwam, nie jou titel of status as pastoor of dominee nie. Die bloed van Jesus Christus toe. Jy moet besef vanoggend, ons moet besef vanoggend dat hierdie oorlog is teen jou kinders. En besef dat hierdie oorlog is teen jou huwelik, is teen jou identiteit as mens, is teen jou werk, teen dit wat jy doen, is teen jou beroep, is teen jou geloof. Alles wat die vyand wil kom doen, kom hy om jou te vernietig. Doen hy om jou te vang, en ons lees in Hebreërs 12 sê die Hebreërs skrywer, laat ons hierdie wet met volharding hardloop by die oog gefestig op Jesus Christus, en laat ons die sonde af wat ons so maklik omring en verstrik, sê die woord. Iets snares, daar's snares wat die vyand, daar's lokvalle wat die vyand vir jou stel. Pas op vir dit, in jou wedloop, want dit is waar jy hardloop, is waar jy loop, is waar jy trap, so pas op vir die lokvalle wat die vyand vir jou gee. Dis 'n geestelike oorlog. Daar is niks goeds wat die vyand vir jou bied nie. Julle, ek praat baie oor, ons sien dit baie keer wanneer ons in flieks kyk, en dan gaan 'n man deur 'n moeilike tyd, of die vrou gaan deur 'n moeilike tyd, wat doen sy? Sy gaan nie na binnekamer toe nie, sy gaan uit so met haar vriendinne en sy gaan kuier. Ons sien die man by die bar sit, en hy hang so oor die bar, en hy sê net, another one. En hy gooi in another one, en hy steier daar weg, en hy gaan lê in sy bed, en hy word wakker, en die probleem is nog steeds daar. Broers en susters, daar's niks goeds wat die wêreld vir jou bied nie. Daar is nie 'n oplossing by die vyand nie. Want daar's niks goeds in hom nie, daar is niks, nie eens 'n punt van 1% goeds, iets goeds by die vyand nie. Dit lyk aanloklik, en dit lyk lekker, en ongelukkig maak hy dit ook lekker. Anders sal ons as mens nie vir dit vang nie. Ek meen, as jy net 'n hoek in die water gooi, nou ek ken nou nie veel van seevis, my pa is definitief meer in vir seevis, maar ek hou van bassvang. Nou as jy bassvang, sit jy loop, jy sit 'n kunsaas op, wat lyk soos 'n visie wat bietjie seer het. En jy gooi hom in, en hy bass net, en hy strike, en jy strike, en jy sê, jy neem die voet, jy het hom. Dis presies hoe die vyand werk. En as ons nie agterkom het nie, ons is daai bass. En ons kyk, en ons begeer, en ons soek, en wat doen ons hap, en hy het ons. Gooi net 'n hoek in die water, niks nie. Stop vir die aanvalle vir die vyand, daar's niks goeds van die vyand nie. Johannes 10 vers 10 sê, die dief, die vyand kom net om te steel, net om te slag, en net om te verwoes. En ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Julle, ons sien die verwoesting so baie. Dis wat ons nie besef, ons is in die geestelike oorlog nie. Die vyand haat jou. Hy haat jou. Hy wil nie hê jy moet 'n sukses van jou lewe maak nie. Hy wil nie hê jy moet 'n suksesvolle huwelik hê nie. Hy wil nie hê jy moet 'n suksesvolle ouers wees nie. Hy haat alles van jou, omdat jy in Christus Jesus is. Julle, die vyand loop ons op blinde leeu, en hy wil kom verslind, verslaan en verskeer. Dit is sy prioriteit. En ons worstel is nie teen vlees en bloed nie. Dit is nie 'n mooi stryd nie, dit kos 'n geveg, dit kos jou om te bid, dit kos jou om tyd in God se woord te spandeer. Dit kos jou om in worship in te gaan, dit kos ons om te vas, dit kos ons om tyd in die teenwoordigheid van God te gaan spandeer. Dit kos jou om te veg.
As ons kyk na die aanval op Pearl Harbor, het iemand al Pearl Harbor gekyk hierso? Hande, iemand? Amazing fliek, nee? Awesome fliek. En een van die redes hoekom hulle so suksesvol was, Japan so suksesvol was, is hulle deception laat plaas, want hulle die Amerikaans laat fokus op iets anderste, in plaas van op die basis van op Pearl Harbor in Oahu. En die tweede een is dat hulle aangeval toe hulle nie gereed was nie. Op 'n Sondagoggend 7 Desember 1941 het die aanval begin en die man het eers wakker geskrik toe die bomme begin val. Toe die vliegtuig en hulle skiet toe hulle sê paniek en niemand het enigiets aan, die geweer is mooi gebere. Dis presies wat hy vankom. Hulle het dit nie verwag nie. En as die bomme val, is dit te laat. So ek wil vir jou vra, man van God, vrou van God, wees op jou hoede. Ons is in 'n geestelike oorlog. En as ons nie waaksaam is nie, gaan die vyand kom en hy gaan ons verhinder weer. So in die volgende paar weke gaan ons praat oor die wapenrusting en nee, ek's nog nie klaar nie, jy moenie bly raak nie, ek het nog 'n bietjie tyd oor. Efesiërs 6:30 sê die volgende: daarom neem die volle wapenrusting, want hy sê eintlik my broers, ons borsvoet is nie teen vlees en bloed nie. Hy sê daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles opberei het, kan staande bly. Nou daai staande bly beteken nou oorlogstaans. Met ander woorde, ons gaan in hierdie paar weke seker maak jou skild van geloof is lekker vas. Ons gaan seker maak dat jou swaard is gereed. Ons gaan seker maak dat jy die gordel van waarheid om. Ons gaan seker maak die borsharnas van geregtigheid op. En hy lekker styf en gereed en hy pla nie. Ons gaan seker maak die helm van verlossing is op. Ons gaan seker maak die skoene van bereidwilligheid om die evangelie te gaan verkondig is vas en gereed, want dit is tyd vir oorlog. En ons gaan in die volgende tyd gaan 'n bietjie praat oor dat jy moet jou oorlogstaans hê, want die vyand gaan kom druk en jy moet net gaan weerstand bied. Ons gaan praat oor dit in die volgende paar weke, maar ons nog iets wat ek wil kom bysit in hierdie oggend. Eerste ding, ek wil twee dinge noem. Die eerste ding wat ons moet besef, ons 'n liedjie van Shane and Shane wat sê, I'm fighting a battle you've already won. Jesus het klaar oorwin. Ek en jy veg 'n oorlog wat Jesus klaar oorwin het. Ons lees in Johannes 16 vers 33 sê hy, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar 'n goeie moed, ek hierdie wêreld oorwin. Ons lees in die Amplified in 1 John 5 verse 4 to verse 6, for everyone born of God is victorious and overcomes the world. En vir die enigste manier hoe ons hierdie oorlog kan wen is as jy veg in God die Vader. Hy sê, and this is the victory that has conquered and overcome the world. Our continuing present faith in Jesus as the Son of God, who is the one who is victorious and overcomes the world. It is the one who believes and recognizes the fact that Jesus is the Son of God. This is He who came through water and blood, His baptism and death. Jesus Christ, not by the water only, but by the water and the blood. It is the Holy Spirit who testifies, because the Spirit is truth. He is the essence and origin of truth itself. Julle ons veg 'n geveg wat al reeds gewen is aan die kruis 2000 jaar terug. Ek vra hom as die oorlog nou gewen is, hoe dan nou? As ons kyk na Dawid in die Ou Testament, hy was gesalf as koning, maar hy het eers koning geraak, omtrent 20 jaar nadat hy gesalf is as koning, het hy eers ingestap in die koningskap van Israel. So van sy anointing tot sy appointing was dat 20 jaar. En wat het gebeur in hierdie 20 jaar? Oorlog. Dawid het geveg vir sy lewe. Goliat het gekom, nie nadat hy koning geword het nie, net nadat hy gesalf was, het hy uitgaan op die oorlogsveld en Goliat gaan oorwin. Die volgende ding, in 'n groot stuk van sy lewe, voordat hy koning geword het Dawid gevlug as 'n vlugteling, as 'n fugitive, teenoor Saul. Het hy gevlug, omdat hy is gesalf as koning van Israel, maar hy vlug van die heilige koning, tans onder persecution, want die koning Saul wil hom doodmaak. Vir 20 jaar het dit aangegaan, en toe stap hy eers
in die koningskap in. Nou ons van ons anointing, oor die bloed van Jesus Christus, ons offer as ons aanvaar onder die bloed van Jesus Christus, tot ons appointing, tot ons in ons hemelse woning ingaan, ons vir Here 'n liggaam kry, of die dag ons hoof neerlê, of die dag wanneer Jesus Christus kom, maar tot daai dag gaan daar oorlog wees. Tot daai dag gaan daar 'n Goliat wees, en tot daai dag gaan daar 'n koning Saul wees. Die vraag is, gaan ons aanhou veg, of gaan ons net agteroor sit en sê, Here, hierdie help niks nie. Broers en susters, as ons nie veg nie, gaan die vyand inkom en hy gaan ons verhinder weer. En daarom kan ons sê, so die enigste manier ons die vyand kan verslaan, is alleenlik in die autoriteit en die bloed van Jesus Christus. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. En baie keer haal ons hierdie vers uit konteks uit en ons sê net, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug, sonder dat ons onderwerp aan die Here. Kyk gou wat gebeur die oomblik as ons nie submit onder die autoriteit van Jesus Christus nie. Handelinge 19 vers 11 tot vers 16. En God het beide wonderkragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En sommige van die rondtrekkende Jode, die duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het. En die sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was 'n sekere 7 seuns van Skeva, 'n Joodse owerpriester, wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak geword uit daardie huis gevlug het. Ons kan nie die vyand weerstaan sonder die bloed van Jesus Christus nie. Want daar's een autoriteit, meer gesag, hoër gesag, waarna al die demoniese magte luister, en dit is die bloed van Jesus Christus. Daar is nie 'n hoër gesag as Jesus Christus nie. So moenie probeer in jou eie krag nie. Ons moet submit onder die autoriteit van Jesus Christus. En as ons dit besef, I'm fighting a battle, you've already won. Here Jesus, ek kom onder u mag, onder die bloed van Jesus Christus, want die Bybel sê, onderwerp jou onder die kragtige hand van God, weerstaan die vyand en sal van jou wegvlug. Here, ek submit en ek kom dan nou in daai autoriteit, nie in hoogmoed nie bly omdat die demone vlug nie, maar in autoriteit van Jesus Christus en Satan, ek bind jou in my huwelik. Ek bind jou in my huis, ek bind jou in my besigheid, ek bind jou in my werk, ek bind jou in my skool, dan kan ons dit begin doen. Maar ons moet eers onsself onderwerp onder die hand van God die Vader. Die volgende een is 2 Korintiërs 10 vers 3 tot vers 5, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Ons kan nie die vyand in die duisternis veg nie. Die duisternis is syne. Ons kan nie die wapens van die vlees gebruik nie. Sê ek verkeerd om 'n wapen te hê, glad nie. Ek dink is baie cool as jy 'n geweer het. As jy carry, as jy jag, ek dink is baie cool. So ek sê as jy verkeerd nie, kry jy geweer, dis awesome, maar ons worstelstryd is nie met dit nie. Ons worstelstryd is met geestelike wapens. So eerstens moet ons weet, we're fighting a battle, he's already won, en die Here gee vir ons wapens, en ek sê, ek love oorlogflieks, en ek hou van die tactical goed, hulle loop en hulle doen al insurgents en goed, en ek love dit. En net so het ons ook training grounds as kinders van die lewende God ook. Ander woorde, ons moet gaan rapporteer vir opleiding. Jy kan nie net 'n swaard kry en sê gaan nie. Jy moet weet hoe die swaard werk. Jy kan nie met die skuld gaan en sê ek go nie. Ons moet by die kamp uitkom van God die Vader, dat hy vir jou kan die wapens gee. En as ons kyk na die Amerikaners, almal die staat gee vir hulle daai wapens. En dit cool goed. En net so kan ons staat, die hemelse staat, ook vir ons wapens gee en God die Vader om te sê, hier staan, gaan veg met hierdie. Want dit is die wapens wat die Here vir ons gee.
En my gebed vanoggend, ek begin nou land met die vliegtuig, en my gebed vanoggend, in die volgende paar weke, vir hoe lank ook, dat ons as kind van God sal wakker word vir die oorlog. En ek bedoel dit met groot liefde, dat ons sal wakker word as kind van God en besef, maar ek is in hierdie oorlog. Hoor gou wat bid Jesus. Johannes 17 vers 15 tot vers 18. Ek bid nie dat U hulle die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net so ek nie van die wêreld nie. Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Jesus bid nie dat ons sal uit die wêreld uithaal nie. Want hoe gaan mense die evangelie hoor as die kinders van die Here nie in die wêreld is nie? Omdat ene ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Jy is gecommission om te gaan. Die Great Commission van Matteus 28 is nie vir pastore en dominees nie. Dis vir 'n kind van die lewende God. Saved people serve. Geredde mense dien. Geredde mense hou oorlog. Jy is gecommission om te gaan om te sê dat net Jesus Christus red. Hoe gaan jou familie, julle en een van die mooiste van ons het Woensdag gaan te praat ons oor dit, awesome aand gehad. Te praat oor dat een van die mooiste, beste goed wat jy vir jou kinders kan gee, is ewige lewe. Een van die mooiste goed wat jy vir die persoon langs aan jou kan gee, is ewige lewe. En ek wil hê as ons hierso uitstap vanoggend, moet jy 'n bietjie kyk wie saam met jou in hierdie kerk sit. Dit is jou oorlogsvriende. Hierdie is die mense wat saam met jou oorlog hou. Hierdie is die mense wat jy kan eintlik bel en sê, julle ek gaan deur 'n moeilike tyd kom bid saam met my asseblief. Want ek dink een van, en hoor my hart, ons is die enigste weermag wat sy eie mense wil. Ons is die enigste weermag wat mekaar wil. So mag ons is dit nie beter as ons saam met mekaar veg nie. Is dit nie vir ons meer sinvol en betekenisvol dat ons saam arriveer na God en sê, Here, leer ons om te werk met hierdie swaard, leer ons om die wapenrusting aan te hou. Wat ook mooi is hierdie, ek love hierdie skrifvers, dit is 'n lang stukkie in Engels, maar Romeine 10 vers 9 tot vers 15 Amplified sê, because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord, recognizing His power, authority and majesty as God, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes in Christ as Savior, resulting in his justification, that is being made righteous, being freed of the guilt of sin, and made acceptable to God, and with the mouth he acknowledge and confess his faith openly, resulting in and confirming his salvation. Dan word as ek met my mond glo, op met my mond bely, my hart glo, Jesus die seun van God is, en dat die Christus of wat God met dode opgewek het, sal ek gered word. Dit is redding. For the scripture says, whoever believes in him, whoever adheres to, trusts in and relies on him, is baie meer as net sê, ek glo, dit is van ek moet na hom luister, ek moet luister as hy praat, ek moet ag gee as hy praat, ek moet in hom vertrou, en ek moet op hom staat maak, will not be disappointed in his expectations. For there is no distinction between Jew and Gentile, for the same Lord is Lord over all of us, and He is abounding in riches, blessings, for all who call on Him in faith and prayer. For whoever calls on the name of the Lord in prayer will be saved. Wat sê vers 14? But how will people call on Him in whom they do not believe? And how will they believe in Him of whom they have not heard? And how will they hear without a preacher or a messenger? Nie 'n pastoor nie, nie 'n dominee nie, 'n messenger, ek en jy as 'n boodskapper. And how will they preach unless they are commissioned and sent for that purpose? Jy is gestuur volgens Matteus 28 om te sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. You are commissioned. Ons is gestuur om dit te doen. Hy sê, for just as it is written, and forever remains written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Hoe lieflik klink die voete van die wat die blye boodskap van die evangelie bring. As ons vanoggend sê dat 'n geestelike oorlog raak my nie, ek is nie deel van hierdie oorlog nie, dan wil ek weer eens sê, ek dink ons is verblind deur die vyand. As ons vanoggend dink dat dis nie my plig om te veg in hierdie oorlog, en ek is nie geroep om te veg in hierdie oorlog, ek het my huis gesin, ek het nie, is okay, los my,
dan dink ek ons is mislei deur die vyand. Want ek en jy, Jesus, sal ons nie uit die wêreld uit nie. Hy gebruik ons in hierdie wêreld om 'n verskil te maak daar waar jy gaan, jou werksplek, in jou beroep, in die skool, waar jy ook al gaan, is jy geroep om verskil te maak. Want Jesus sê, laat julle so vir mense skei dat hulle jou werke sien en God verheerlik. So ons preek sonder enige woorde. Jy preek met jou gesindheid. Jy preek met jou houding. Jy preek met hoe jy reageer op goed wat gebeur in jou lewe. So mag elkeen van ons vanoggend in die volgende paar weke een ding besef, we are at war. Ons is in 'n geestelike oorlog. En broers en susters, ons moet veg. Jy moet veg vir jou huisgesin. Jy moet veg, manne, jy moet veg vir jou vrou, vrouens moet veg vir jou man, vir jou kinders, vir jou skool, vir jou dorp en vir jou land. Ons kan nie agteroor sit en sê, dankie tog, hierdie oorlog raak my nie. Dit doen 100%. Ek wil vir jou vra, mag ons in die volgende paar weke, mag jy jouself gereed kry en besef, maar my worstels is nie met vlees en bloed nie. En gaan kyk 'n bietjie in jou huis, waar die vyand 'n oop deur gekry het. Gaan kyk 'n bietjie, gaan doen 'n bietjie introspeksie, gaan kyk 'n bietjie, waar moet ek bietjie vasvat? Waar moet ek weer die leiersels 'n bietjie vasvat? Waar moet ek weer met binnekomer ingaan? Net bietjie weer gaan 'n bietjie bid. Gaan kyk 'n bietjie. Dat ons kan vasstaan in die aanvalle van die vyand, hulle bronse brullende leeu. En ek en jy met groot nederigheid besit die autoriteit alleenlik in Christus Jesus om te sê, Satan, ek bind jou in my huis. Ek wil weer eens vra, manne, is jy nog 'n wagter op 'n muur vir jou familie? Waarsku jy nog wanneer die vyand kom? Staan jy in die gap? Of laat ons maar net toe dat die vyand ons vrou en ons kinders vernier en verniel? Staan op as 'n wagter, die priester en koning en profeet van jou huis. Staan jou rol vol in Jesus se naam. Vrouens, jou rol ook. Nou ons het woensdag aand te sê ons jy's nie in die vloerlap van jou man nie, jy's 'n helper. Saam is julle beter, saam is julle sterker. Veg saam. Ons kinders het ons wysheid en hulp van die Here nodig. Ons bid. Hemelse Vader, dankie vir die oggend. Dankie dat ons besef weer, Here, dit is iets wat ons so baie gehoor het al. Here, ek meen ons die prentjies van die wapenrusting is op in die kinderkerk. Here, die kinders leer dit en ons almal weer, Here, hier is niets vir ons nie, Here. Here, oorlog was ook nie iets niets vir die manne en die vroue van Paul Haber nie. Hulle was gereed, Here, hulle het ingeskryf, geoefen vir dit. Maar hulle was nie op hulle hoede nie. Hulle was nie gereed nie. Eers toe die bomme val en die skote klap, toe besef hulle, ons is in 'n oorlog. Hierdie is nie net 'n normale oefen toetsloopie nie. Here, so vra ek, mag ons nie omkant gevang word met ons gordel van waarheid en ons wapen, borsharnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard, die helm van verlossing, die skoene van bereidwilligheid. Mag ons dit nie vir een oomblik uittrek nie, Here. Maar mag ons dit aanhou en gereed is. Here, mag ons eintlik bietjie ons skuld, die leerlys ons net 'n bietjie vastrek vir jou, Here. Seker maak die skild van geloof sit nog reg, waarmee ek die vuurige pyle van die vyand afweer. My swaard, Here, mag ons sien in die gees hoe ek na daai draaiwiel toe gaan, Here, ek sien sommer daai spaaks uitkom op my swaard skerp maak, die woord van God. Ja, ons wapens is nie vleeslik nie, Here, maar is ingerig vir ons, Here Jesus, om die vestings te vernietig, om die skanse van die vyand, om die strongholds te vernietig in my huis, Here, in my lewe, in my gesin. En ek bid dat Vader, mag ons een ding besef in die tyd, ons is in 'n geestelike oorlog. Here, kom help ons die volgende paar weke, Here, wanneer ons praat oor die wapenrusting, kom gee vir ons daai krag, Here, kom gee vir ons dat ons aangetrek sal wees, want U sê ons met die volle wapenrusting aantrek sodat ons kan staande bly in die aanvalle van die vyand. Here, ons bring U al die lof en al die eer. Kom seën ons hierdie week asseblief, Here. Ons bid dit in U naam. Amen.